Goeiedag graad 6. Vandag praat ons oor afknouery, wat maar 'n ander woord is vir boelie. Nou, boelie is een van daardie gonswoorde wat ons baie deesdae hoor. Maar wat beteken dit om regtig te boelie? Boelie is wanneer ons iemand op 'n gereelde manier, fisies of emosioneel seermaak, verneder of dreig, en dit gebeur veral met persone wat swakker is as die afknouer, of kleiner is as die afknouer. So, ons moet mooi dink voor ons iemand 'n boelie doen. As jou maatjie per ongeluk eendag jou pen laat val, dit maak nie van hom 'n boelie nie. As jy en 'n maatjie nie oor die weg kom nie, oordat julle persoonlikhede verskil, beteken dit nie jy of die ander maatjie is 'n boelie nie. Kyk na gereelde gedrag van 'n persoon wat as prins iemand seermaak of verneder of dreig. Dit is 'n boelie. Nou, boelies maak ons partykeer baie woedend of seer, want hulle gedrag is onaanvaarbaar. Maar dit help as mens verstaan waarom hierdie boelies te doen. En dit kan enige van die volgende redes wees. Of hulle het probleme by die huis en hulle weet nie regtig hoe om dit uit te leef nie, hulle is kwaad vir die wêreld en daarom boelie hulle iemand anders. Of hulle word dalk self by die huis afgeknou of deur iemand anders afgeknou. Dit kan ook wees dat hierdie persoon geen maats het nie, en dis maar sy manier om aandag te trek en te hoop hy kry 'n maatjie. Boelies het gewoonlik 'n swak selfbeeld, en omdat hulle self nie goed voel nie, wil hulle ander mense ook so laat voel. Baie keer ervaar boelies 'n gevoel van mag as hulle ander afknou. Omdat hulle sleg voel oor hulle self, gee hierdie bietjie mag vir hulle selfvertroue. Dan wil party boelies maar net hulle sin kry en daarom doen hulle wat hulle wil. Of jy wil dalk graag ander beïndruk, jy wil hê hulle moet dink jy is groot en sterk. Of dis gewoonlik mense wat bedreig voel deur iemand wat op enige manier anders as hulle is. Nou, daar is maniere om afknouers te help om hulle gedrag te verander. 'n Mens kan byvoorbeeld leer om jou woede of jou aggressie te beheer. As jy weet, daardie maatjie, as ek hom sien, is ek woedend. Probeer die situasie te vermy, tel tot 10 of haal 3 keer diep asem, maar probeer om jou aggressie, maniere te vind om jou aggressie te beheer. 'n Mens kan ook doelwitte stel, ietsie soos byvoorbeeld, vandag gaan ek glad nie lelik wees of gemeen wees met Sandile nie. Of vandag gaan ek niemand slaan of stamp nie. Natuurlik kan 'n mens vra vir hulp as jy 'n maatjie het wat jy vertrou, kan jy vra, hoorie, ek weet ek doen partykeer verkeerde goed, help my om dit nie te doen nie, sê vir my as ek iets verkeerd gedoen het, vat my uit die situasie uit, of jy kan 'n onderwyser vra om jou te help. Dan kan 'n mens ook om verskoning vra vir die mense wat jy afgeknou het. Dit help ook partykeer om deel te neem aan 'n sport wat jou help om jou woede te beheer. Iets soos karate of judo is ingestel daarop om woede te beheer. En fokus op dit waarmee jy goed is en ontwikkel daardie talente, sodat jy daarop fokus en nie op die negatiewe nie. Reg, so hierdie is maniere waarop ons afknouery kan weer stopsit of 'n maatjie kan help wat dalk 'n afknouer is. Goed, graad 6 het daar 'n werkkaartjie wat julle asseblief moet voltooi wat juis gaan oor afknouery. Lekker dag.